Goeiemôre broers en susters en liewe kinders. Baie welkom aan elkeen van u wat vanoggend saam met ons as gelowiges ook hier by mekaar is. Wat 'n wonderlike voorreg om as medegelowiges die naam van die Here te kan grootmaak. Nou vanoggend is dit 'n besonderse geleentheid. Vanoggend is 'n geleentheid waarin ons vir so 'n klompie jong mense geleentheid gaan gee om te antwoord op die belofte wat hulle ontvang het die dag toe hulle gedoop is, dat God hulle God wil wees, kry hulle vandag 'n geleentheid om te antwoord daarop deur hulle geloof in die Here dan ook te bely. So ons wil vir julle jong mense hier voor sê baie welkom. Julle is nou al ou gesigte vir my, ek ken julle nou al 2 jaar baie goed, maar julle bly vir my altyd spesiaal, so dis 'n voorreg wat ek het om vanmôre vir julle te kan lei in hierdie geleentheid. Dan vir familie en vriende wat saam met hierdie groep jong mense hierso is, baie welkom. Lekker kuier hier by ons. Ek hoop jy voel sommer tuis hier by ons. Soos jy kan sien het ons die orgel uitgegooi. Nee, dis daarom nie so nie. Is as gevolg van beerdkrag. En ons erediens gaan so in die beerdkragtyd en daarom het ons toe besluit dat ons maar van die begin af op die kragopwekker staat maak. Want as die krag afgaan, dan is alles deur mekaar op die rekenaars en op die klankstelsel. So daarom gaan ons vanoggend die sang begelei met die klavier. So Marlies, dankie dat jy so baie dinge kan doen, selfs klavier kan speel. Ons waardeer dit opreg. Maar kom ons groet mekaar, ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar. En as dit 'n kuiergas is, laat hulle sommer baie spesiaal welkom voel vanmôre. My broer en suster en liewe kinders, ek wil vanoggend ons diens voortsit met 'n lied, 'n gedeelte wat ek gaan saam lees uit Psalm 19. Nadat ek hierdie Psalm gelees het, gaan ons sonder aankondiging staan, dan gaan ons saam sing lied 191 vers 1 tot 3, Grote God aan U die eer, en dan bly u sommer staan, dat nadat ons die seëngroet uitgespreek het, gaan ons dan 'n loflied sing, ook sonder aankondiging, lied 177, vers 1 tot 2, Jesus groot bo almal. Ek wil hê jy moet asseblief na die volgende gedeelte luister. En dit kom uit Psalm 19 en ek lees dit uit die vertaling 2007, die Bybel vir almal. Nou dit is 'n vertaling wat so vertaal is dat selfs mense wat blind is, wat nie kan sien wat ek en jy sien nie, ook sal verstaan wat word in hierdie Psalm dan beskrywe. Die hemel sê, God is koning. Die hemeldak vertel wat hy gedoen het. Die een dag sê vir die volgende dag, die een nag sê dit vir die volgende dag wat gebeur het. Niemand hoor dat die hemel praat nie. Hy praat nie in 'n taal van woorde nie, maar oral weet die mense wat die hemel sê. Mense van die hele wêreld verstaan hierdie taal. As ons dan vra, maar wat is dit wat die hemel sê? My broers en susters, dan vertel die hemel van die mag van God. Vertel die hemelruim vir ons dat God is die skepper. En dat God ook sy werk wat hy gemaak het, dat hy dit in stand hou. En dat hy die almagtige God en koning is.
Ek wil elkeen van u vanoggend groet in die woorde wat Paulus die gemeente in Korinthe gegroet het, 1 Korintiërs 1 vers 2 tot 3. Aan die gemeente van God, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het, en geroep het om aan hom te behoort, wat die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here aanroep, genade en vrede vir elkeen van u. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. My broer en suster, die jong mense, ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 26 tot en met vers 31. 1 Korintiërs 1 vers 26. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Here, ons dank U dat ons as vrygekooptes in die naam by mekaar kan wees, dat ons wat deur U uitverkies is om U kinders te wees, dat ons kan weet in die teenwoordigheid van die Allerhoogste is ons vanoggend vergader. En Here, ons wil met ons sang vanmôre wil ons U naam kom groot maak. Wil ons U heiligheid besing, want Here, U alleen is dit waardig. U is ons God, U is ons koning, U is ons redder, ons Vader. Maar Here, wanneer ons hier by mekaar is die doel ook om saam met medegelowiges stil te raak rondom U woord. Te kom luister wat U deur die woord vir ons wil leer. Help ons, Here, om vanoggend op so 'n wyse te konsentreer, dat ons duidelik U woord sal hoor, dat ons U stem sal hoor, en dat dit wat ons hoor, Here, dat dit nie net in ons harte sal ingaan nie, maar dat dit ook deel van ons hande en voete, van ons monde, van ons lewe, van ons denke sal word, sodat ons sal gaan lewe soos U kinders. Spreek, Here, U kinders het nou kom stil word. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien en betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit nie te danke dat julle met Christus, aan God is dit te danke dat julle met Jesus Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. My broer en suster, ons gaan dan net tot sover saam lees.
My broer en suster en liewe jong mens, kan onthou toe ek op skool was, het ons redelik ons pauses deurgebring met een of ander wedstryd wat ons gespeel het. Partykeer het ons so 'n bietjie rugby gespeel, ander kere was dit 'n cricketwedstryd op die rugbyveld, maar ook ons, al was ek in 'n Afrikaanse skool, was dit dan veral ook sokker gewees wat baie geliefd was. En dan het ons pause sokker gespeel. Nie veel van toebroodjies geëet nie, dit het ons in die klastyd gedoen, maar ons het op die rugbyveld dan lekker saam sokker gespeel. Nou gewoonlik het hierdie wedstryd begin dat daar 2 seuns was, maar gewoonlik jou meer sterker manne, die manne wat goed was in sport, en hulle kon dan nou die spanne gekies het. En dit was ook so gewees dat hulle wat die kans gehad het om die spanne te kies, wanneer hulle moet kies hulle gewoonlik die vinnigstes, en dan kies hulle gewoonlik die wat regtig balvaardig is, en die wat nogal redelik sterk is. Nou die manne wat al, nou was soos ek gebou was, bietjie meer voller, en dalk nie so sportief soos al die ander nie, ons was gewoonlik laaste gewees in die groep, waar in die middel, wat dan nou gekies moes word, maar almal is gekies in 'n span. En ek was nooit kwaad daaroor nie, want ek dink dit is tog logies. As 'n mens 'n span moet kies, wat vir jou moet speel, dan is dit tog, dan kies jy die sterkes, jy kies die vinnigstes, jy kies die wat die beste balvaardig is, want jy weet, as hulle in jou span is, dan het jy 'n goeie kans om te kan wen. Nou my broer en suster, in die gemeente van Korinthe, was dit amper maar min of meer dat dieselfde gebeur het. Want jy sien in die gemeente van Korinthe was dit ook die bekendes, die legendes, die rykes, die belangrikes, die filosowe, wat gewoonlik maar die mense was wat voorgestap het in die stad en in die samelewing. Dit was die mense gewees wat eintlik in tel was. Ja, hierdie stad Korinthe was in die Bybelse tyd 'n baie belangrike stad. Inteendeel, dit was een van die grootste handelsstede gewees in die hele Romeinse ryk gewees. En die rede hoekom hierdie stad so belangrik was omdat die stad baie goed geleë was. Want aan weerskante van die stad, aan die ooste kant en aan die weste kant van die stad, was dit plekke gewees wat gegrens het aan die oseane. Met ander woorde, daar was hawens gewees. En daarom het daar van reg oor die wêreld het mense produkte soontoe gebring van verskillende rigtings, en van daar af is dit dan versprei na die vasteland gedeeltes toe. So hierdie stad Korinthe was 'n stad gewees vir bekendes, legendes, belangrike mense, skatryk mense. Maar ook was dit 'n belangrike stad omdat die Ismiese spele elke tweede jaar in hierdie stad plaasgevind het. Nou dit was maar amper ietsie soos 'n Olimpiese spele. Die enigste ding is hierdie spele het ook kultuur betrokke gehad. Met ander woorde, daar was kooropvoerings en uitvoerings gewees tydens hierdie spele. Ja, dit was die samekom plek van filosowe, geleerde mense wat daar op die markte gefilosofeer het oor die lewe en dit wat in die lewe gebeur. Ook weet ons, dit was ook 'n mengelmoes van godsdienste gewees. Daar was so baie godsdienste in daardie stad wat beoefen is, dat elke godsdienstafdeling het eintlik sy eie tempeltjie gehad. En hulle was so godsdienstig in hierdie stad gewees, dat hulle bang was dat hulle iewers 'n god sou gemis het. Toe het hulle 'n tempel ook gebou wat hulle genoem het die tempel van die onbekende God. So as daar dalk 'n god is wat hulle iewers mis, dan weet hulle daar is 'n tempel vir hom, dan sal die God nou nie kwaad wees vir hulle en hulle met een of ander teëspoed in hulle lewe tref nie. So met ander woorde, die stad Korinthe was 'n baie gewilde stad van bekendes, legendes en skatryk mense. Nou as 'n mens in hierdie stad is met alles wat jy nou gehoor het oor hoe die stad gelyk het, en jy gaan dan na die kerk toe, die Christelike kerk wat daar in die stad Korinthe was, dan sou 'n ou nogal teleurgesteld gewees het as jy gekyk het wie voor jou gesit het. Want hulle wat daar in die stad bymekaar gekom het en voor jou gesit het, my broer en suster, was nie die bekendes en die legendes van daardie tyd gewees nie. Nee, ons kan maar vir mekaar sê dat hulle wat in die stad, in daai gemeente gesit het, was eintlik maar redelike eenvoudige mense gewees. Inteendeel, ons het dit mos vanoggend gelees, vers 26. Paulus sê in vers 26, dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van baie mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedryke of baie mense van aansien onder julle nie. Met ander woorde, die mense in hierdie stad was, in die gemeente was doodgewone, normale mense. Dit was nie die filosowe nie.
Dit was nie die ryk mense wat handel gedryf het nie. Dit was doodgewone mense, die doodgewone man op die straat, wat deel was van daardie gemeente. Ek wil dit graag vir u uit die vertaling van 2007 lees, want hierso vertaal hulle dit nogal regtig soos ek dink Paulus dit wou gehad het. Paulus sê, vriende, God het julle gekies. Maar kyk wie is julle. Julle is nie slim of belangrik nie, en julle kom nie uit belangrike families nie. Maar my broer en suster, as ons dit dan nou vanmôre vir mekaar sê, dat daai gemeentetjie in daardie magtige stad was eintlik maar doodgewone mense soos ons. Dan moet ons vir mekaar sê, maar dis mos eie aan God. Dat dit is nogal hoe God werk. Dat God kom en soek nie gewoonlik die belangrikste en die sterkstes en die bestes om in sy diens te wees nie. Nee, die Here begin sommer by doodgewone mense. Dink byvoorbeeld net aan nou Abraham. Die Here het nie gaan kyk wie van hulle is die sterkste gelowige wat in God glo. En toe kom hy na Abraham toe en sê vir Abraham, Abraham, ek wil met jou 'n ooreenkoms aangaan. Nee, die Here kies 'n heiden. Die Here kies iemand wat glad nie in hom geglo het nie, en die Here openbaar hom aan Abraham en sê vir Abraham, Abraham, jy's onbelangrik. Jy's nie in tel nie, maar Abraham, weet jy wat? Met jou wil ek 'n groot nageslag hê. Met jou wil ek 'n volk hê wat my sal dien en wat my sal verheerlik. Dink maar net my broer en suster aan Moses. As die Here iemand kies om die Israeliete uit Egipte uit te lei, dan gaan soek hy nie die sterkste soldate nie. Dan gaan soek hy nie iemand wat geen foute het nie. Hy gaan na 'n vlugteling toe wat eintlik weggevlug het van Egipte af omdat hy Egiptenaar doodgeslaan het. En hy kom by hom en hy sê vir Moses, jy is die een wat my volk gaan bevry. En as Moses vir ons sê, Here, maar ek kan nie praat nie, dan weet ons maar die Here kies selfs ook die een wat nie kan praat nie, wat met ander woorde eintlik hakkel, en die Here kies hom en sê vir Moses, jy is die man wat ek wil gebruik om my volk te bevry. Dink maar net my broer en suster aan Dawid. Isaia het baie seuns gehad, en wat doen hy? Die Here kom en die Here sê, ek soek nie een van hierdie wat soldate is nie. Die een wat ek kies om maar koning te wees vir my volk, wat een van die grootste konings in die hele Ou Testament was, wat 'n man was na God se hart, was toe nie 'n soldaat nie. Dit was 'n skaapwagter. Dit was nie die oudste seun nie, dit was die jongste seun, die een wat in die veld eintlik gebly het. Maar die Here kies hom om sy volk te lei as 'n koning. Dink maar net aan Maria. Wanneer die Here kom en die Here sê, my seun Jesus Christus moet nou in hierdie wêreld inkom, dan gaan soek hy nie 'n koningin wat in 'n paleis bly nie. Hy vat 'n 14-jarige dogtertjie. 'n Dogtertjie wat geen naam gehad het nie, wat niks gehad het waarop sy kon geroem het nie. En die Here sê, ek kies jou. En ons sien dit wanneer sy in Lukas haar loflied skryf, dan staan daar so dat sy gesê het, Here, hoe dat u gekom het, en die een wat die geringste is, wat eintlik niks is nie, kom u Here en u hef my op, en u maak my iemand wat die hele wêreld sal ken. Dink maar net as Jesus Christus sy 12 disippels kies, dan gaan kies hy hulle nie in die tempel nie. Hy gaan kies hulle nie by die universiteite en in die plekke waar daar geleerdheid is nie. Hy gaan vat vissermanne. Hy gaan vat tollenaars. En hy gaan na hulle toe wat geen aansien en status in die samelewing het nie. En die Here sê vir hulle, volg my. En hulle volg die Here. Jy sien my broer en suster, God kies gewoonlik mense wat nie die belangrikste is nie. Nie die mense is wat aansien en roem het nie. Maar hy kies die doodgewone mens om vir hom spesiale dinge te doen in die lewe. In vers 27 en 28 staan daar, en tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om die wat iets is, tot niet te maak. Ek wil weer vir u dit lees uit die 2007 vertaling. Daar so staan, julle was ook nie baie slim of baie belangrik nie. Tog het God julle genooi om sy vriende te word. So het God die mense wat dink dat hulle so verskriklik belangrik is, skaam gemaak.
Hierdie kantige slim mense kan nie verstaan hoe God werk nie. En hierdie kantige slim mense dink julle is baie dom. Tog verstaan julle hoe God julle vriende wil maak, terwyl hulle dit nie eens kan verstaan nie. Ja, die gemeente daar in Korinthe, my broer en suster, was doodgewone mense. Doodgewone mense wat die Here gebruik het om sy kerk in die gemeente in hierdie wonderlike handelsstad van die grond af te bring. En hierdie mense het 'n verskil gemaak in daai stad. Ek wil 'n beeld vanoggend gebruik en dit is die beeld van koffie. As iemand 'n koppie koffie voor jou neersit en jy wil weet of daar suiker in daai koffie is, wat gaan jy doen? Jy kan roer, maar selfs dit gaan ook nie eers vir jou sê nie, want dalk is die koffie al van tevore geroer. Die enigste manier hoe jy gaan weet of daar suiker in daai koppie koffie is jy gaan hom drink. En as jy hom drink, dan sal jy proe of daar suiker in daai koppie is of nie. My broer en suster, dit werk in die kerk van die Here Jesus Christus maar op dieselfde manier. Die Here kom nie en sê ek vat net die bekendes, legendes en die rykes in die samelewing en ek maak hulle my kerk nie. Nee, die Here sê ek vat doodgewone mense, manne en vroue en kinders. Maar in hulle werk, in dit wat hulle in 'n gemeente doen, in die krag wat hulle in 'n gemeenskap inbring, sal mense weet dat hulle my kinders is. Met ander woorde, in dit wat hulle doen, sal mense kan sien dat die Here werklik in hulle harte leef. My broer en suster, liewe kinders, dit bring my vanoggend by hierdie klomp jong mense wat hier voorsit. Want hierdie verhaal van die gemeente van Korinthe is ook vir my die verhaal van die belydennisklas van 2022. Ek was bevoorreg om verlede jaar in die jaar 2021 hierdie groep jong mense te ontmoet. Jong mense wat in die begin baie stil was, maar jong mense wat ek gesien groei het, soos nog nooit van tevore nie. En hierdie groep jong mense, en ekskuus julle, ek kyk nie vanmôre neer op julle nie, maar dit is nie die jong mense wat die bekendes en die legendes daar by die hoërskool is nie. Dit is nie jong mense wat uit ouer huise uitkom, wat in die duurste en die mooiste huise bly en die mooiste karre ry nie. Hierdie groep jong mense wat ek hierdie jaar leer ken het, is doodgewone jong mense. Wat uit doodgewone ouerhuise kom. Ja, wat uit ouerhuise kom waar daar ook gebrokenheid is en waar daar ook seer is. Maar my broer en suster, vanoggend wil ek vir u sê, in hierdie groep jong mense het ek die krag van die Here ongelooflik gesien. In hierdie groep jong mense, wat nie die bekendes en die legendes was nie, het ek gesien hoe dat die Here kom en hoe dat die Here die bekendes en die legendes, hulle wat die groot name het, eintlik kom skaam maak het. Vraag is natuurlik, maar wat bedoel ek daarmee? My broer en suster, is jammer, die kamera het nou die gees gegee, ek wou dit vir u gewys het. Weet nie, dit is omdat julle op die kamera is dat hy nou nie wil wys nie. Maar kom ek deel met u wat het hierdie groep jong mense, wat het hulle gedoen? My broer en suster, hierdie groep jong mense het soos al die ander jare, het hulle die verantwoordelikheid gehad om saam met die belydennisklas by die kleuterkerk en die kinderkerk betrokke te wees. Met ander woorde, hulle moes gaan toesig hou het, hulle moes dit vir die tannies daar gaan maklik maak het. Hierdie jaar het iets uitsonderliks gebeur. Hulle het nie vir die tannie gaan toesig hou nie. Hulle het gesê, maar ons wil graag self kinderkerk aanbied. En hierdie groep het totaal en al die kinderkerk oorgeneem en volle verantwoordelikheid vir die kinderkerk op hulle geneem. En toe daar geld ingesamel moet word sodat hulle kan toerusting koop en materiaal kan koop en potlode en al hierdie goed vir die kinders, het hulle nie vir die kerkraad kom vra vir geld nie. Hulle het kolwyntjies, soos dit ek het ken, cupcakes. Het hulle by die tee vir die mense kom gee. Gesê, kom eet, dis gratis. As jy wil, kan jy 'n donasie gee. En so het hulle genoegsame fondse ingesamel om op hulle eie kostes die kinderkerk te kan aanbied. Ja, uit hierdie groep, my broer en suster, het hulle by die SCA was hulle geweldig betrokke. Hulle was so betrokke ten spyte daarvan dat hulle ook akademiese druk het.
dat hulle ook soos al die ander kinders in die hoërskool sê, maar ek skryf maandag eksamen, kon ek staat maak dat hulle nog steeds die Sondag aand 5:15 by die jeugbyeenkoms was. Meneer Tian Viljoen van die laerskool sal kan getuig dat hierdie groep by die speletjiestafel vanjaar van die eerste sessie tot en met die laaste sessie, tot waar daar opgeruim is, was hierdie groep betrokke gewees. Hulle was diensbaar gewees. Hulle was die klas gewees wat die meeste koeldrankblikkies ingesamel het en ook daarvoor beloon is met R1000. Hierdie groep wat doodgewone jong mense was, kan hierdie jaar trots sê dat hulle die klas was wat ek in die 12 afgelope jare wat ek hier was, die beste klasbywoning van al die jaargroepe nog gehad het. En ek wil dit weer sê, hierdie groep jong mense hier voor my, doodgewone mense. Hulle is nie bekendes nie. Hulle is nie legendes nie. Hulle kom nie uit skatryk ouerhuise uit nie. Maar hulle is kinders van die Here, wat deur die krag van die Here ongelooflike dinge in ons gemeente gedoen het. Dalk sou ons vanmôre kon vra, maar goed, wat maak nou regtig die verskil? Wat het gemaak dat hierdie gemeente in Korinthe, wat eintlik maar sulke onbelangrike mense in hierdie magtige stad was, wat het dan nou gemaak dat hulle so spesiaal is? Dan wil ek sê dieselfde wat hierdie groep jong mense spesiaal gemaak het. En dit is in die woorde, hulle lewe in Jesus Christus. Hoor mooi wat skryf Paulus. Paulus sê in vers 29 tot 31, voor God het geen mens, dis iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Die identiteit van hierdie groep jong mense was die feit dat hulle in Jesus Christus is. En in Jesus Christus het hulle gesê, ons wil graag 'n verskil maak. Ek wil vir u verduidelik wat dit beteken om in Jesus Christus te wees, aan die hand van 'n beeld wat professor Jan Durant, een van die Nuwe Testamentiese teoloë, Jan van der Walt, gebruik het in sy kommentaar wat hy geskryf het oor 1 Korintiërs. Hy sê daarso, hy sê om in Christus te wees, moet ons ietsie verstaan van die Afrika, hoe dit in Afrika werk. Hy sê in Afrika het jy verskillende stamme. En elkeen van hierdie stamme het 'n stamhoof, hulle noem dit maar die kaptein. En as jy deel van daai stam wil word, beteken dit jy moet kom kniel voor die kaptein en jy moet bereid wees om alles wat jy het, moet jy afgee aan die kaptein. Maar dan is daar natuurlik 'n voordeel daarin, want jy gee alles wat jy is en alles wat jy het, gee jy af, maar dan val jy onder die status van die kaptein. Dan val jy onder die kaptein se aansien, sy roem, en die wonderlike is, wanneer jy teëspoed kry van ander, dan is dit die kaptein en sy manne se verantwoordelikheid om jou te beskerm. Hoekom? Want jy is in die kaptein. Nou wil ek hierdie selfde beginsel gebruik om vir julle jong mense te sê, julle is in die Here Jesus Christus. Dit beteken dat die Here Jesus Christus julle kaptein is. En dat julle as jong mense onder die status en die aansien van ons Here Jesus Christus val. Dit beteken, liewe jong mense, dat julle leef in die Here se vryspraak. Julle weet, ons het deel aan die ewige lewe. Julle kan weet, ons is heilig. Ons is op 'n pad waar die Here ons elke dag kom vernuwe, want ons val onder die status en die aansien van ons kaptein. Liewe jong mens, die Here het jou gekies. Ek wil hê julle moet dit mooi hoor wat ek nou vir julle gaan sê. Die Here het julle gekies om in sy span te wees. Nie omdat julle wonderlik en die beste spelers is nie, maar die Here het julle gekies, juis omdat julle niks het om op te roem nie. En nou het hy julle gekies om te sê, kom, wees deel van my span, en ek gaan julle iemand maak. En dit wat die Here julle gaan maak, wil ek vanmôre sê, is dalk nie dit wat in die wêreldse standaarde as belangrik en goed is nie. Want die wêreldse standaarde lyk so 'n bietjie anders. Die wêreld soek die bekendes, legendes, die rykstes, die mooistes, die sterkstes. Maar dis nie wie die Here soek nie. Die Here soek die wat gewillig is
om voor hom te kniel en vir hom te sê, Here, ek is diensbaar, ook in die koninkryk. Hoe weet ons? Daar is suiker in die koffie? Ons moet maar proe. Hoe weet ons dat julle in Jesus Christus is? Ek het dit in julle gesien. En vanmôre wil ek vir julle 19 wat hier sit, daar is ons so enetjie wat in November belydenis van geloof gaan aflê. Vanoggend wil ek vir julle kom sê, dis vir my 'n voorreg om vanmôre te kan sê dat ek nou saam met julle in 'n span is. Ja, ons is nou gelyk. Ons is nou gelyk in die span van ons Here Jesus Christus. Maar gaan voort. Onthou wat het ek verlede Sondag vir julle gesê? Die pad vorentoe gaan nie makliker word nie. Die pad vorentoe gaan nou nog moeiliker word. Hoekom? Want julle is in die Here Jesus se span. En as julle in sy span is daar 'n opponent in wie se span julle nie is nie. En daai een gaan vir julle dit baie moeilik maak. Die wêreld, vriende, gaan dit vir julle regtig moeilik maak. Maar moenie moedeloos word nie. Onthou net hierdie een raad wat ek vanmôre vir julle wil gee, en dit is, moenie toelaat dat die tydelike roem van die wêreld en die tydelike gewildheid wat die wêreld vir julle wil gee, moenie dat julle dit verruil en die ewige roem wat die Here vir julle wil gee, verloor nie. Want onthou, die roem wat die Here vir julle gee is ewig. Dit hou vir altyd. Maar die roem wat die wêreld vir ons gee, is tydelik. Vir party mense hou dit 20, 30 jaar, vir ander 80. Maar dit kom tot 'n einde. Maar die roem wat die Here vir julle wil gee, is roem wat vir ewig saam met julle sal bly, selfs na hierdie tydelike bestaan. Liewe jong mense, ek sluit af. Dankie vir julle vir hierdie 2 jaar. Julle is regtig vir my die onbelangrikes wat die belangrikes beskaam het. Julle is die nie legendes en bekendes nie. Maar julle het vir my gewys hoe dat die bekendes en die legendes beskaam word deur julle bereidheid om die Here te dien. Moenie ophou nie. Gaan voort met dit wat julle doen. Amen. My broer en suster, dan wil ek graag die formulier aan u voorhou, en besonder aan hierdie groep jong mense hier voor. Liewe jong mens, toe jy gedoop is, het jou ouers voor die Here 'n gelofte gemaak dat hulle jou geestelik sal begelei sodat jy die Here sal leer ken en dat jy uiteindelik self ook 'n keuse sal maak vir die Here Jesus Christus as verlosser. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê beteken, en ek wil dit nou baie duidelik stel, dat jy reeds daai keuse gemaak het. Dat dit nie 'n keuse is wat jy oor 2 of 3 jaar gaan maak nie, maar dat jy reeds gesê het, ek het gekies om Jesus Christus as my verlosser aan te neem. En daarom as jy vanoggend ja antwoord, is dit jou verantwoordelikheid wat jy van nou af op jouself neem. Verder, om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente vanoggend sal sê dit wat jy in jou hart glo. En dit is dat Jesus Christus die Here is. En ook dat hy die Here van jou lewe gaan wees. As ek belydenis aflê, sê ek ook dat ek alleen op Jesus sal vertrou. En dat ek graag wil lewe volgens sy woord. En dat ek aktief by die kerk betrokke wil wees. Ek sê ook dat ek getrou sal bid. En die Bybel sal lees. En dat ek uit dankbaarheid vir God sal lewe. Oral waar ek kom of gaan. Onthou wat het ek verlede week ook vir julle gesê? Vandag is dit nie die wenpaal nie. Vandag is dit die wegspringblokke. Vandag begin julle die wedloop. 'n Moeilike wedloop. Maar weet net, daar's toeskouers en daar's ons medespanmaats wat saam met julle deelneem. Met my belydenis sê ek ook dat ek daarna sal strewe om geestelik te groei en te bly groei. En daarom wil ek ook betrokke wees by die gemeente, by die aksies van die gemeente, waar ek ook my geloof in die Here prakties kan gaan uitleef. Deur die jare in die katedese het jy sekere kennis oor God en die Bybel opgedoen. Vandag sê jy dat hierdie kennis nie net verstandskennis is nie, maar dat jy persoonlik ook jou geloofsvertroue in die Here stel. Met ander woorde, jou verstandskennis is ook dan nou jou hartskennis. Die kerkraad wil daarom nou graag vir jou die geleentheid gee om in vanoggend se erediens voor God en voor die gemeente ook hiervan te getuig
deur vir jou geleentheid te gee om belydenis van geloof af te lê. Waarop gaan julle vanoggend antwoord? Die jong mense, daar's 4 vrae. Die eerste een is, in die Bybel leer ons dat ons sondaars is, maar die Bybel leer ons ook dat ons van hierdie sonde verlos kan word deur ons geloof in Christus Jesus en dat ons nuwe mense in Jesus Christus is. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus jou enigste verlosser is, waardeur die Here jou tot 'n nuwe mens gemaak het? Tweede plek, beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En sal jy alle leringe wat met dit in stryd is, sal jy dit verwerp? Derde vraag is, bely jy dat jy Jesus Christus alreeds as jou verlosser gekies het en dat jy die Here Jesus Christus uit jou hart uit liefhet? Beloof jy om hom te dien, om nie skaam te wees om voor ander mense dit te sê nie? Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou eie geloof nie net sal groei nie, maar ook jy in Christus Jesus se liefde kan groei en ook sal deel met ander? Die vierde vraag, onderneem jy saam met ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons almal tot eer van die Here sal lewe en dat ons die eer van die Here in hierdie gemeente ook sal beskerm. Liewe jong mense, ek gaan julle name lees en ek wil hê dat julle na vore sal kom en dat julle daar in die gangetjie vir ons sal staan en dan gaan ek julle een vir een 'n geleentheid gee om te antwoord. Ek wil vra dat die volgende jong mense dan vorentoe kom: Jaydelie Allen, Joshua Boyens, Zanay Kutsie, Annelie Du Plessis, Morney De Tooy, Petri Everson, James Gibbons, Jaden Heath, Milla Jansen, Daniel Jordaan, Nella Kotse, Tristan Legrandsie, Hanku Laast, Kayla Oosthuizen, Swatay Pretorius, Roscoe Rogers, Mia van Eden, Janko Viljoen, en die laaste nie die minste nie, Ryan Wendell. Ek wil vra dat ons voorsitter van die kerkraad, broer Corrie, en leier ouderling, broer Gerard, leier diaken, broer Toby, asseblief vir my ook saam vorentoe sal kom. Liewe jong mense, ek het nou op 'n baie simboliese wyse het ek vanoggend hierdie kers nou aangesteek. Ek wil hê julle moet vanoggend hierdie kers sien as 'n simbool van God se teenwoordigheid. Ons kan die Here mos nie sien nie, maar ons weet God is hier. En daarom glo ons dat hierdie kers dan vanoggend vir ons 'n simbool is om te sê God is hier teenwoordig. En as jy vanoggend jou antwoord op hierdie vraag gee wat ek jou gevra het, dan sê jy dit voor my, voor die kerkraad en voor die gemeente sê jy ja. Maar jy sê ja in die teenwoordigheid van die Here. En dan moet julle die erns besef van hierdie antwoord. Die woord van die Here leer vir ons dat ons woorde in sy huis eintlik min moet wees. Want hy is in die hemel en ons op die aarde. So ons moet besef die grootheid van die Here en wie se teenwoordigheid ons vandag 'n belofte maak. So besef dat jy 'n groot verantwoordelikheid vandag in jou hande neem. Jaydelie, ek wil hê dat jy vir my vorentoe sal kom, jou linkerhand vir my in die doopfonds sal sit, waar jou pad saam met die Here begin het. Jaydelie, wat is hardop jou antwoord? Jaydelie, dan is dit vir my 'n voorreg om vir jou te sê geluk en sterkte vir hierdie pad van jou geloof. Jy kan so ombeweeg en hulle gaan ook vir jou geluk wens. Joshua Boyens. Joshua, wat is hardop jou antwoord op hierdie vraag? Dan is dit vir my 'n groot voorreg, baie welkom. En ons is trots dat jy hierdie jaar ook saam met ons was.
Sterkte vir jou toekoms. Zanay Kutsie. Zanay, die Here het ook met jou 'n pad begin toe jy klein was. Wat is nou jou antwoord op hierdie vraag? Baie geluk, Zanay. Dit is 'n voorreg om jou ook in ons klas te gehad het en daarso is jou sertifikaatjie. Annelie Du Plessis. Annelie, die Here het ook jare terug met jou 'n pad gestap. En wat is nou jou antwoord op hierdie pad? Baie, baie sterkte. Die Here is lief vir jou, onthou dit. Jy's nou die laaste een van die sissies. Alla wêreld. Dit was 'n voorreg saam met julle. Morney, daar sy. Morney, die Here het ook die dag toe jy gedoop is, 'n pad saam met jou gestap. Wat is nou jou antwoord op hierdie vraag? Morney, dit is 'n voorreg om vandag vir jou te sê welkom as 'n belydenende lidmaat in ons gemeente. Pedri Everson, die stoutste een in my klas. Pedri, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Pedri, dit is vir my 'n groot voorreg om vir jou te sê welkom en hou aan met daai opgewondenheid wat jy het vir die Here, hoor. Moet dit nie los nie. James Gibbons. James, wat is jou antwoord op hierdie vraag? James, dan is dit vir my 'n voorreg en hou aan met jou vrae wat jy vra. Jy dink oor geloof, fantasties. Jaden, daar sy. Nou waar is die sling vandag? Is hy nou weg? Jaden, toe jy klein was, is jy ook gedoop en daarom is die vraag, wat is nou jou antwoord? Baie welkom. Dit is 'n voorreg om vir jou ook te sê jy's nou 'n lidmaat van die kerk. Milla, daar sy. Milla, jy het ook 'n baie mooi pad saam met die Here en die Here is lief vir jou. Wat is jou antwoord op hierdie vraag? Milla, baie geluk en welkom en bly wie jy is. Dan kom ons by Daniel. Daniel, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Daniel, vir jou baie sterkte, ook in jou leiersposisie by die skool, baie sterkte. En wees wie jy is, die Here het jou baie spesiaal gemaak. Nella, jy moet altyd glimlag. Sy glimlag altyd. Nella, die Here het met jou begin as 'n klein dogtertjie. Nou is jou geleentheid om te antwoord. Wil jy die pad saam met die Here stap? Ja. Baie geluk, baie sterkte, Nella. Tristan, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Dubbel ja. Ek ken hom in die klas ook so. Hy het altyd dubbel ja. Tristan, sterkte, ook vir jou as met jou leierskap, baie sterkte, hoor. Dan Hanko laast. Hy's laast, maar hy's eerste. Daar's hy. Hanko, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Hanko, baie geluk en sterkte. En wees net wie jy is. Jy's kosbaar vir die Here, hoor. Nooit vergeet nie. Michaela Oosthuizen, stil ene, maar gelowig. Michaela, wat is jou antwoord? Dit was 'n voorreg om saam met jou hierdie pad te stap en daai bandjie, wat moet Jesus doen? Vat dit saam met jou elke dag van jou lewe. Swatay, baie praat Swatay. Te veel praat Swatay. Swatay, wat is jou antwoord? Dan is dit vir my voorreg om te sê jy's 'n belydenende lidmaat van die gemeente, van die kerk, van die Here Jesus Christus en moenie jou opgewondenheid verloor nie. Gaan nooit maklik wees nie, maar die Here is saam met jou. Roscoe, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Roscoe, baie sterkte. Sterkte met jou toekoms, ook met die rugby en ja, ook met die skool. Daar is jy nou 'n leier, né? Soet leier wees, hoor. Mia. Ek mag maar sê sy's die weerteen in die klas. Sy hou my op my tone, altyd. So Mia, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Ja, Mia, baie geluk en wees net wie jy is. Jy is kosbaar. Dan Janko, ek het nou gewonder, moet ek nou in Engels met jou praat vandag? Nee, ek gaan Afrikaans, want ek kan nie Engels praat nie. Hy het my die mooiste Engelse brief geskryf. Janko, wat is jou antwoord? Ek moet sê ja. In Afrikaans, dankie Janko. Yes, daar's hy. O Janko, wat 'n voorreg om jou in die klas te hê. En jy is uniek en jy is spesiaal. Hou dit. Soos ek gesê, die laaste, maar verseker nie die minste nie. Ryan, as jy vir my nader kom staan. Ryan, my hand is saam met jou nou in hierdie doopbak vandag. Dit is my voorreg om jou te doop. Ryan Wendel, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Amen. Ryan, wat is hart op jou antwoord? Gaan wees 'n lig vir die Here. Jy's uniek en die Here wil jou gebruik. Baie sterkte. Nee, julle kan gaan staan nou, julle moet nog bietjie vasbly, hoor, net hierso. My broer en suster, u het gehoor dat hierdie groep jong mense gesê het ja, en hulle is nou lidmate van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Maar kom ons vat nou hulle hande. Kom ons almal staan op en ons vat hande en kom ons bely ons geloof saam met hulle deur die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis hardop te sê dat Heidelberg en gemeenskap hoor dit wat ons in ons harte glo. Kom ons staan, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan ons plekke weer inneem. Baie dankie. My broer en suster, nou gaan ons as 'n gemeente gaan ons 'n lied saam sing, waarin ons vir hierdie groep jong mense, hulle gaan net so bly sit, waarin ons hulle gaan seën met die woorde van Vlam 119, die lied wat sê, ons aanvaar jou met die liefde van ons Here. En hier hy gaan daar werk, is net ek wat nie meer werk nie. Goed, so kom ons as gemeente staan en julle as jong mense bly sit, en as jy gemaklik is om die hand uit te spreek as 'n teken van seën oor hierdie jong mense, of as jy naby hulle wil staan en net hulle wil raak, doen dit, maar kom ons seën hulle deur vir hulle te sê, ons aanvaar julle met die liefde van die Here. Ons sing hierdie lied 2 keer deur. Baie dankie, kan we hier plekke inneem. Die pad van hierdie jong mense het begin toe hulle klein was en hulle gedoop is. En daarom weet ons ook, daar's mos ouers ook wat vanmôre hier teenwoordig is. En daarom wil ek vra dat die ouers van hierdie groep jong mense net so vir 'n oombliekie gou sal staan. Moet nou nie skaam wees nie, pa en ma. Hulle het hier voorkom staan. So staan julle gou vir ons. Net daar waar julle staan gou vir ons vir 'n oomblik. Ek wil net so 'n woord vir julle. Ouers, vir julle wil ons sê baie dankie dat julle vir hierdie jong mense die leiding gegee het en vir hulle geleer het van Jesus. En mag julle seën ervaar saam met julle kinders. Maar onthou net ouers, hier eindig dit nie. Julle moet aanhou bid vir julle kinders, want julle kinders leef in 'n goddelose wêreld. En daarom sal ons as ouers, ons kan nie meer saam met hulle wees elke dag nie, maar ons weet die Here kan. So kom ons bid vir hulle. Vir julle as ouers, baie dankie. Dankie dat julle ook getrou was aan julle verantwoordelikheid. Baie dankie. Kinders, kom ons gee vir pa en ma 'n groot hande klap.
Nou ja, nou kom ons by die geleentheid waar ons vir baie praat, so Atty, 'n geleentheid gaan gee om 'n woordjie te deel. So Atty, asseblief, die mikrofoon is aan. Het jy hom gekyk of hy... Ek sal jou kom help, jong. Ja, nee, ek dink, jy gaan moet heeltyd op en afspring as jy praat. Ek dink nie ons wil dit hê nie, nee, so kom ons sê reg. Ek dink hy's nou reg. Daar's hy. Anders praat ek weer sonder hom, dis ook fyn. Goeiemôre almal, is hy aan? Hallo? Okay, julle kan my weer, hopelik. Anyway, goeiemôre almal. Ek's baie bly om te sien ons is so 'n groot vol kerk. Sjoe, so 'n bietjie stresvol, maar anyway. Ek wil begin deur dankie te sê vir ons Hemelse Vader. Hy het hierdie pad saam met elkeen van ons begin en hy gaan ons saam met ons loop. En hy was daar op die oomblikke wat ons om die meeste nodig gehad het. So ek wil net begin deur dankie vir hom te sê. Dominee, kom af onder asseblief. Dominee is volgende op my lysie. Dankie. Yay. Ons kan nog nie sê ons is volleerd nie. Ongelukkig nie. Niemand is ooit volleerd nie, maar ons wil vir Dominee sê dankie dat Dominee ons gevat het en ons geleer het soveel as wat Dominee kan. So, jy sou ietsie van die klas af, moenie worry nie, dis nie by nie. Ek beloof. Sig van verligting. Dominee kan dit later oopmaak en baie dankie so Atty, baie dankie, is 'n voorreg gewees, dankie. Dankie vir Dominee. En dan vir die gemeente, elkeen van u het 'n pad saam met ons gestap, al weet u dit nie. U was daar vir ons op tyd wanneer ons dit nodig gehad het. Soms het u ons laat glimlag toe ons nie eers geweet het ons moes glimlag nie. So dankie vir elke liewe een van u wat vandag hier is om die dag saam met ons te kan geniet en spandeer en net dankie vir alles wat u vir ons gedoen het. En dan ons ouers, die mense wat regtig hierdie pad die langste saam met ons geloop het. Dankie dat julle doopbelofte nagekom het en ons gebring het om Sondagskool toe te kan kom en as ons gehuil het of raad nodig gehad het, dat julle daar was vir ons. Dankie, ons waardeer dit, al sê ons dit nie altyd nie. En dan laaste, maar regtig nie die minste nie, my klas. Dankie julle dat as ons gevra het, was julle daar. As ons hulp nodig gehad het, het julle opgedaag. As ons regtig enige iets gekort het, was julle daar wanneer ons julle nodig gehad het en vir julle bereidheid om saam met ons te wees. Ek wil julle verlaat met Psalm 23 vers 3. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Gaan uit in hierdie wêreld en maak 'n verskil. Ons het dit. Julle is awesome. Dankie julle. Baie dankie. Liewe jong mense, ek het toe nou besluit om vir julle 'n lied te speel. Nou is ek bly ek het gesien die krag is nie op die kansel nie. So ek wil graag vir julle hierdie lied speel. En dis 'n lied wat julle eintlik Sondag aand vir my gesê het, kan ons hom by die jeug sing. En toe ek hom hierdie week gaan soek en ek luister die lied, toe besef ek dis eintlik vir julle bedoel. So kom ons luister en hier, ek hoop die klank is reg. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave
for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Go down in history As another blood-bought, faithful member of the family. That's all I ever wanna be. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. Kom ons dien die Here nou met ons dankoffers.
Ons wil net die kategete herinner dat direk na die erediens is daar wel kategese opleiding. Ons vra dat graad 1 tot 3 net mooi sal luister. Julle gaan nie meer na die grot toe vandag nie. Julle gaan konsistorie toe, nou dis reg agter die kerk. So groot woord. Dis daar waar die dominee en die ouderlinge altyd by mekaar kom en diakens. So ons vra net die graad 1 tot 3, julle kom daar by mekaar. Graad 4 tot 6, julle gaan grotte toe. Grot toe, nie grotte nie, grot. En dan graad 7 tot 10, julle kom gebruikelike hierso in die kerk by mekaar. Graad 11, ons kry mekaar in die saal, nee, ons gaan 'n bietjie daar fees vier. Dan ons jeugaksies, vanmiddag 5uur is ons klippies. Hulle kyk vanmiddag bietjie na die gelykenis van die talente. En dan ons senior jeug is 6:15 en ons gaan vandag bietjie praat oor die Sabbatdag, rusdag of Intune-kom-dag. So ons gaan bietjie kyk wat beteken die Sabbatdag. Dan dagboek vir die week wat voorlê, ons Bybelskool, ons begin met Titus, die brief van Titus, hoofstuk 1, so u kan hom lees voor die tyd en dan gaan ons Dinsdagoggend en Dinsdag aand gaan ons 'n bietjie saam gesels oor die brief Titus. Ons voorbereidingslysie het u almal gekry oor die soutkorrels wat na u toe gestuur is op die fone. Ons vra dat u asseblief voorbereiding sal doen. Dan vir ons senior lidmate, ons bingo geleentheid, onthou los die beleggings net daar waar hulle is, ons speel vir koekies en lekkers. So kom asseblief, ons gaan lekker saam kuier en ons gaan saam eet ook na die tyd, so bring 'n bordjie soet of sout, laat weet net vir Diana of hy kom, dat ons kan weet hoeveel moet ons voorberei. Ons nooi julle almal uit na die nagmaalsgeleentheid volgende Sondag. Vir julle as nuwe belydende lidmate van ons gemeente, sal dit vir ons 'n baie groot voorreg wees om julle volgende Sondag weer op hierdie spesifieke plek te sien, as ons saam nagmaal gaan gebruik. So ons nooi vir julle amptelik uit na ons nagmaalsgeleentheid toe. Dan ons Sondagskool en jeugafsluiting, die graad R tot by graad 6. Dit vind plaas by Laer Volksskool se rugbyveld en dit is R50 per kind, 9uur tot 12uur en jy moet asseblief swemklere aantrek. En sonblok, ons gee vir jou wat jy nodig het om te eet, daar's baie water betrokke. So ons gaan lekker pret hê daar op die rugbyveld. Dan die middag van 4uur tot 7uur is dit dan nou die graad 7's tot by die graad 11. En ons kom by mekaar by die hoërskool se swembad. Ons gaan daar so 'n afsluiting hê en ons gaan daar vleis braai en lekker saam kuier daar by die hoërskool se swembad. Dit is die afsluiting van ons jeug en dit vind alles plaas die 5de November. Onthou ons Kersmark, my broer en suster, ons het al reeds 30 stalletjies wat hier gaan kom uitstal, handgemaakte produkte, die van u wat dalk nog 'n stalletjie wil bespreek, asseblief, Rihanna is die persoon om te kontak, en u kan ook u vleisbestellings kan u gee. Rihanna het gevra daar by die vleistafel, nee, koffie en tee, sien, ek het net vleis in die kop. Daar by die koffie en tee, daarso gaan 'n lyste wees, as jy graag 'n vleisbestelling vanoggend wil ingee, vul hom sommer daarso gou in, of vat hom huis toe en stuur hom vir ons, jy kan 'n foto neem en hom forward, stuur vir ons, of jy kan e-pos, of jy kan hom sommer net hier invul, dan sit jy jou vleisbestelling daarso, daar's heerlike wors, sosaties, maalvleis, teebene, sirloinsteak, wat alles te koop word. Maar asseblief voor die 30ste Oktober. Ons nooi vir die uit, my broer en suster, na die 13de November se erediens toe, gaan 'n baie spesiale erediens wees. Ons gaan 'n kort boodskap hê en dan gee ons dadelik oor aan professor Theo van Wyk. Hy is 'n briljante orgelis en hy gaan dan vir ons 'n orgeluitvoering gaan hy hierso vir ons kom lewer. Dit is deel van ons diens, so daar's net 'n dankoffer wat opgeneem word. Daar is geen kostes daaraan verbonde nie. Dan wil ons vir u dankie sê vir ons bazaar, en sommer net 'n jaar dankie sê vir al die harde werk met ons braai wat ons hou die 13de November. U moet asseblief ook net bespreek by die kantoor. Ons moet weet vir hoeveel mense moet ons regmaak. Onthou, pap en sous en wors gee ons vir u gratis. U moet as u wel 'n stukkie T-bone wil hê, moet u dit net addisioneel bestel. Maar die pap en die wors en die sous, dit gee ons vir u gratis. En kom ons pak die bome toe en ons moet nog gazebo sê en alles en kom ons kuier lekker saam die 13de November. Dit het u ook gekry, die seminar vir enkel lopendes wat aangebied word die 3de tot die 6de November. My broer en suster, en dan moet jy vir 'n oomblik nou baie mooi luister. Ons verkoop by die kerkkantoor hierdie boek. Ons gee hom nie uit nie, ons koop hom by Bybel Media. Nou wat 'n boek is dit? Die opskrif sê, dis 'n lewensleer, kry gemoedsrus dat jou papierwerk uitgesorteer is. Dit is 'n boek wat jy invul. Die raad is jy vul hom in potlood in.
En hierdie boek bevat al die inligting wat nodig het. Die dag as jy te sterwe kom, of die dag as een van jou geliefdes te sterwe kom, is al die inligting hierso. Wat moet gebeur? Wil jy veras word? Wil jy begrawe word? Jou polisnommers, alles word hier ingeskryf. Daar's 'n pragtige riglyn binne in hierdie boek van inligting wat jy alles byderhand moet hê. En jy bære dit alles naby hierdie boek. So as die dag die groot hartseer u as gesin tref, dan weet jou die mense wat agterbly. Ons vat hierdie boek en hy het alles wat ons nodig het. 'n Eenvoudige ding, jou passwords wat jy het op sosiale media. Want daai goed moet gestop word. Dan kan jy hier alles inskryf en hulle tik dit in en hulle stop dit. Die kontrakte wat jy het by selfone. Alles word hier ingevul. So my broer en suster, ons verkoop dit by die kerkkantoor vir R50. Ons het vrymoedigheid geneem en reeds 50 bestel, waarvan daar seker omtrent al 10 al uit is. So asseblief kom koop by die kerkkantoor. Jy gaan vir jou naasbestaanes, hulle wat agterbly, gaan jy dit baie makliker maak. Want dit sê presies wat se dokumente alles bymekaar moet wees. Die van u wat weet, wat al ervaar het as iemand afsterwe, dit kan soms verskriklike kopseer wees om alles bymekaar te kry. Ek weet ons wil nie oor die dood praat nie, maar kom ons maak dit makliker vir hulle wat dan agterbly. Dit is dan by die kerkkantoor. Ons nooi vir julle uit vir tee en koffie onder die boom, behalwe as jy familie is van hierdie klomp jong mense hiervoor. Dan nooi ons u uit om saam met ons na die saal toe te beweeg. Ons gaan daar saam met u familie, gaan ons daar in die saal so 'n bietjie saam kuier, voordat u weer na die huise toe gaan. So my broer en suster, ons hoop ons sien sommer baie van ons besoekers dan vanmôre daar in die saal. Kom ons sluit af met lied 514. Ek weet verseker dat Jesus is die Heer. Kom ons maak dit ook ons belydenis. Ons sing vers 1 en 2. Liewe jong mense, my broer en suster, ek wil graag u groet vandag met die woorde van Efesiërs 3 vers 14 tot 20 en dit is my gebed wat ek vandag in besonder vir hierdie klomp jong mense wil oorkom toebid. God is baie goed vir ons. Daarom kniel ek en bid en ek vra dat ons Hemelse Vader die volgende, dat hy wat die Vader is jou voluit sal laat lewe. Ek bid en vra God as Vader, ons koning, dat hy sy Heilige Gees moet gebruik, sodat jou geloof in die Here al hoe sterker sal word. Ja, ek vra ons Hemelse Vader, omdat jy in Jesus Christus glo, dat hy in jou hart sal woon, en dat hy jou elke dag vol van sy liefde sal maak. Ek vra dat die Here jou sal help, sodat jy sal besef hoe lief die Here jou regtig het, en hoe wyd en hoe lank en hoe hoog en hoe diep sy liefde vir jou is. En dat jy sal weet saam met ander mense wat aan hom behoort, dat jy kan die Here vertrou, en dat jy saam met die Here kan lewe,
en dat die Here se wil in jou lewe mag geskied. Gaan dan en gaan lewe as kinders van die Here.